En dit maak nie saak hoe min of hoe ook al is ons uiteindelik nie. Dis juist hoekom ons hier teenwoordig is om in God se teenwoordigheid uiteindelik ook hier te wees. Vir 'n oomblik stil te raak, vir 'n oomblik te hoor wat se troos hy vir ons het, uiteindelik van Danny Joey se geliefdes ook. So terwyl ons net so sit, kom ons luister na die fotum en ons ontvang ook die Here se seën. Die Here sê vanoggend vir elkeen van julle wat hier is en ook saam met ons inskakel, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God die Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Ek het nou eers toe ek eintlik deur die blaadjie blaai toevallig gesien, Psalm 23 is op die blaadjie gedruk. En dit is nou sonder om medewete of te geweet het, is dit een van die psalms wat ek gekies het om my te preek vanoggend. En ek gaan dan ook later vir ons eintlik 'n psalm bysit. Psalm 34 wat gaan bykom by Psalm 23. En vanoggend gaan ek vir ons uit die 33-53 die ou vertaling lees. 'n Vertaling waarmee ons ouer lidmate, ek weet aan die Joey ook baie meer vertroud was, omdat hulle met hierdie vertaling groot geword het. Jy sal baie keer hoor die ouer mense sê vir jou, dis hulle Bybel die. En dit is hoekom ek vanoggend doelbewus die keuse gemaak het om uit hom uit te lees. So ek lees eers vir ons Psalm 23 en dan gaan ek vir ons Psalm 34 ook lees. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en die staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie en my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly tot 'n lengte van dae. En dan wil ek vir ons graag 'n gedeelte uit Psalm 34 ook lees. Ek wil die Here altyd loof. Sy lof sal altyd deur in my mond wees. My siel sal hom beroem in die Here. Die sagmoedige sal dit hoor en bly wees. Maak die Here saam met my groot en laat ons saam sy naam verhoog. Ek het die Here gesoek en hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered. Hulle het op hom gesien en gestraal van vreugde en hulle aangesig hoef nie rooi van skaamte te wees nie. Die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en die wat hom aanbid. Smaak en sien dat die Here goed is. En dan in vers 19, die Here is naby die wat gebroken is van hart en hy verlos die wat versla is van gees. Menigvuldig is die teëspoed van die regverdige, maar uit almal red die Here hom. Hy bewaar al sy bene, nie een van dit sal breek nie. Die onheil maak die goddelose dood, en die wat die regverdige haat moet daarvoor boet. Maar die Here verlos die siel van sy knegte, almal wat by hom skuil, almal wat hom liefhet. Tot sover ons skriflesing vanmiddag. Ek
Ek dink Psalm 23 is een van die psalms wat ons van 53 vertaling tot en met die 83 vertaling en deesdae tot en met die 2020 vertaling een van die mees geleesde psalms is. Een van die psalms of eintlik een van die psalms dat as jy selfs die kleinste kindertjies vra, hulle iewerste 'n versie uit hierdie psalm vir jou gaan aanhaal. En die rede hoekom hierdie psalm uiteindelik vir ons so 'n psalm is waarheen ons kan gaan, is dat hierdie psalm uiteindelik ons hele lewe saamvat. Die psalm vat uiteindelik iets saam of iets in dit wat ons almal meer kan vereenselwig. Lees ons hierdie psalm, dan sien ons iets ook van vrae waarmee die psalmdigter worstel. Maar lees ons ook hierdie psalm, dan sien ons verskillende fases wat uiteindelik hierdie vrae ook beantwoord. En ek is seker dat Tannie Joey in haar lewe ook 'n paar keer by hierdie psalm gaan stil staan het. Ook 'n paar keer hierdie psalm gaan lees het. Ook 'n paar keer eintlik haar moed en haar geloof in hierdie psalm gaan vind het. Psalm 34 wat ons saam met hierdie psalm gelees het, lees ons uiteindelik die Here is naby die gebrokenes en hy help die wat moedeloos is. En al die verse wat ons saam met mekaar gelees het, sê uiteindelik vir ons iets daarvan dat ons in ons swaar kry. In ons moedeloosheid, partykeer wat hierdie lewe na ons toe gooi, kan ons by God skuil. Dit hou nie noodwendig aardse beloftes van 'n voorspoed in wanneer ons na God toe gaan nie. Maar dit hou die belofte in dat God ons in ons omstandighede, in hierdie dinge waarvoor ons die bangste is, hou hy ons vas. Is hy ons skuiling. Wat vir die belydenis wat hierdie psalm mee begin, die Here is my herder, ek ly geen gebrek nie. En die Here is naby gebrokenes, maak dat dit eintlik ons hele lewe aanspreek. Maak dat dit ook uiteindelik aanspreek in alles wat met ons gebeur. Ek dink juis dat hierdie psalms en hierdie gedeelte so realisties oor die lewe praat. Want ons ervaar hierdie dinge self. En hierdie psalm wat ons saam met mekaar gelees het, kry ons voorspoed en teëspoed. Ons proe daarin eintlik ons eie soet en suur van die lewe. Ons ervaar in hierdie psalms iets van ons eie pyn, iets van ons eie verdriet. Maar ons sien ook uiteindelik in hierdie psalm iets van ons eie vreugde wat die psalmdigter ook ervaar het. En Psalm 23 begin uiteindelik op 'n baie positiewe noot. Hierdie psalm begin met die beklemtoning van God se sorg. Ek ly geen gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus. Na water waar rusplek is, lei hy my heen. Hy gee my nuwe lewenskrag. Hy lei my op regte paaie. 'n Prentjie, familie en vriende wat eintlik vir ons iets van voorspoed, iets van vrede, iets van veiligheid en geborgenheid uiteindelik skep. Reg deur die verskillende vertalings wat ons kry, beskryf die psalmdigter die Here as 'n goeie herder wat uiteindelik vir sy kudde 'n bepaalde rusplek gee. En wanneer die Here ons gerus stel, doen hy dit op so 'n manier uiteindelik dat 'n mens juis in die donkerste tye van die lewe ook 'n stuk vrede kan vind. En daar is nog meer as dit.
Ons kry nie net 'n stuk vrede en 'n stuk rustigheid in hierdie versekering van die goeie herder nie. Maar vers 5 sê vir ons dat hierdie herder die eregas is van die lewe. Dat hierdie herder die eregas is van die goeie dinge wat met ons gebeur, wanneer ons geborge voel, wanneer ons veilig voel, wanneer ons vrede voel. Hy sê, "U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teenstanders." Oom Leon en Tannie Henriette, familie en vriende van Tannie Joey. Wanneer ons kyk na wat die herder vir ons alreeds deur die lewe gedoen het, dan kan 'n mens nie anders as om hom te dank en te prys daarvoor nie. God gee vir ons liefde, omgee, veiligheid, verlossing. En wanneer ons met mekaar daaroor praat, kan ons nie ook anders as om saam met die psalmdigter te getuig dat ons beker ook oorgeloop het van al hierdie dinge nie. Ons is dankbaar ook vandag vir 92 jaar van 'n ma, 'n ouma uiteindelik. Maar dan raak hierdie psalm ook die donkerder kant van die lewe aan. Vers 5 begin te praat van teestanders, vyande eintlik wat toekyk. En dit gebeur soms in ons lewe dat dit lyk vir ons asof alles waarvoor ons nou net dankbaar was, alles waaroor ons gejuig het, alles waarvoor ons beker oorgeloop het, skielik net verdwyn. Skielik net weg is. Skielik nie meer daar is nie. Dit voel vir ons of hierdie vreugde, vredevolle oomblik in 'n oogwink verdwyn. En dit voel vir ons of die noodlot ons soms uitgesoek het om ons te kom tart. Uitgesoek het wanneer alles denkbaar verkeerd gaan. Uitgesoek het wanneer die dood van 'n geliefde skielik hierdie mat onder ons kom uitdruk. En dan word die vrede en die vreugde wat ons net so rukkie terug ervaar het, vervang met hartseer. Vervang partykeer met bekommernis. Vervang met pyn. Vervang met eensaamheid. En dan beskryf die psalmdigter ook vir ons die laagste punt uiteindelik. Die donkerste kloof. Die doodskadu soos hy dit noem. Hierdie verse praat uiteindelik iets van die laaste fase van 'n mens se lewe. Wanneer ons tot sterwe kom. En hierdie dood word die mens van alles gestroop. Van jou liggaam gestroop. Van alles gestroop wat vir 'n mens bekend was. En in ons koppe is dit eintlik een van die gedeeltes van die lewe wat die eensaamste gedeelte is. Niemand kan saam met jou hierdie pad stap nie. Niemand kan jou daardeur lei en saam met jou daardeur gaan nie. Maar wat Psalm 23 baie duidelik vir ons sê is, selfs al gaan ek in die donkerste kloof, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. Selfs al gaan ek deur die doodskadu wees, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. Al klink die dood vir ons ongelooflik eensaam, omdat geen van ons geliefdes dit saam met ons kan meemaak nie, bly die goeie herder die gasheer. Die een wat die gasheer was van vrede en vreugdevolle oomblikke, bly die gasheer wanneer ons deur hierdie doodskade weer moet gaan. In
Psalm 34 vers 19 lees ons, die Here is naby die gebrokenes. Hy help die wat moedeloos word. En ons wat vandag hier saam met mekaar is gebroken. Ons wat hier saam met mekaar sit, is in 'n minder of 'n meerdere mate ook moedeloos deur die dood van Tannie Joey gelaat. Elkeen van ons is geraak deur haar skielike afsterwe. Elkeen van ons het ook binne ons self, al weet ons dat sy 'n goeie ouderdom bereik het, vra oor haar skielike afsterwe. Maar uiteindelik is hierdie vraag, wat maak ons met hierdie gebrokenheid? Wat maak ons met die seer? Wat maak ons met die moedeloosheid? Laat ons toe dat dit ons vasvang en versmoor. Of vat ons dit na die gasheer toe? Vat ons dit na God toe? Is ons eintlik ook bereid om aan hierdie beloftes vas te hou wat hy vir ons en vir Tannie Joey en vir al God se kinders in Psalm 23 beloof? Want broers en susters, God het nie net hierdie beloftes vir ons gemaak nie. God sê nie net vir ons, hy sal vir ons die gasheer wees in die dood en ons moet maar net daaraan vashou asof ons nie weet of dit regtig gebeur het nie. God het juis deur Jesus Christus verlosser geword. God het juis deur die geboorte van Jesus Christus en hom te stuur en sy sterwe aan die kruis, die Heilige Gees gestuur om vir ons te beloof dat ons nie alleen is nie. En juist daarom is daar ook vanoggend vir ons 'n nuwe realiteit. Niks gaan wees soos vroeër nie. Natuurlik gaan ons nie weer net 'n telefoonoproep kan maak of gou hier by Eden Park inhardloop om te sien hoe gaan dit met Tannie Joey nie. Maar uiteindelik kom sê Jesus vir ons dat hy alles nuut maak. Dat hy alles nuut maak vir ons. En in hom het ons deel aan 'n nuwe lewe. God sê vir ons deur Jesus Christus het ons deel aan die ewige lewe. En daarom sluit die lewe van 'n gelowige kind van God nie by die graf af nie. Nee. Dit is alleenlik eintlik 'n nuwe fase wat jy betree. 'n Deurgang na 'n nuwe lewe toe. Dit is soos om deur 'n deur te stap en verwonder te staan oor wat agter hierdie deur is. Na waters waar vrede is. Dink jy vir 'n oomblik aan die groenste gras waar die lekkerste pikniks gehou kan word. Die deurgang na die lewe is in ons Eregas se hande. En wanneer ons vanoggend hartseer is, dan is ons nie hartseer vir Tannie Joey nie. Ons is hartseer vir onsself, omdat ons alleen moet agterbly. Omdat ons moet leer om 'n lewe uiteindelik weer aan te pak sonder haar. Maar vir Tannie Joey is ons bly. Vir Tannie Joey kan ons bly wees, want vir haar het hierdie ewige lewe aangebreek saam met die Eregas. Vir Tannie Joey is ons bly, want God is groter as die dood. By hom kom ons uiteindelik tuis, waar sy tuis is. En oor hierdie waarheid kan u en ek ook te midde van die trane wat vloei en te midde van die hartseer wat ons beleef, kan ons ook bly wees. Toe God vir Tannie Joey kom haal het op Sondag 14 April, en ek hoop ek het hierdie datum reg, nee, dit is die 14de gewees.
toe God vir Tannie Joey kom haal het op Sondag 14 April, het sy ook iets beleef van hierdie belofte wat hy beloof in Psalm 23. Het sy onmiddellik oorgegaan in hierdie na waters waar vrede is, lei ek jou heen. In die Nuwe Testament, geliefdes, word God ook as die goeie herder beskryf, soos in Psalm 23. In Johannes 10 vers 11 lees ons, die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. En dit is uiteindelik in die werklikheid waarin ons leef. Die goeie herder Christus het reeds deur die doodstal aan die kruis op Golgotha gegaan, sodat ons wat hom moet volg, daardie pad makliker kan vind. Jesus Christus het reeds die dood oorwin, en daarom kan die dood ons nie weghou van God af nie. God bly die gasheer. En daarom, al voel dit vir ons of die dood alleen is die dood nie alleen nie. Jesus, ons goeie herder, is saam met ons. En omdat hy saam met ons is, hoef ons nie die dood meer te vrees nie. Die dood is glad nie meer die laaste antwoord op 'n mens se lewe nie. Die doodstal is glad nie meer so donker as wat die psalmdigter dit beskryf nie. Selfs daar waar liefdevolle hande en vriendskapsbande nie meer kan saamgaan nie. Selfs in die doodse bande, oral is God. Maar broers en susters, dit is ook nie waar God ophou nie. Jesus is nie maar net in die dood om ons te troos nie. Hy het ook uiteindelik opgestaan. Opgestaan om ons ook uit die dood uit te lei. Hy wat gelei, gesterf het en op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood. Hy neem ons saam met hom na 'n ewige lewe. Die doderyk en die verskrikking wat dit inhou, is deur Christus vernietig, sodat die dood ons nie meer vashou nie. Anderkant, die onheil van die dood skyn 'n helder lig. En dit is 'n helder lig van die goeie herder wat ons deur hierdie kloof lei. Waarheen lei hy ons? In vers 6 lees ons is op pad na die huis van die Here, tot in lengte van dae. In Johannes 14, die gedeelte wat ek saam met oom Leon hulle gelees het, lees ons, ek gaan om vir 'n plek gereed te maak. En as ek gegaan het en vir 'n plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle kan wees waar ek is. Broers en susters, in die Psalm het ons gesien dat partykeer kan die lewe 'n vreugdevolle piknik wees. Maar partykeer word ons gekonfronteer deur die donkerte van die doodskaduwee. Maar ons kan God loof en dank en prys, want hy bly die gasheer. Ons kan God loof en prys vir dit wat hy vir ons en vir Tannie Joey in die lewe gegee het. Maar ons kan hom ook loof en dank en prys dat hy juis in donker tye soos hierdie ons nie alleen los nie. Dat wanneer die dood kom, hy ons gasheer bly en hy ons ook daarteen beskerm. Selfs op 'n geleentheid soos hierdie waar ons afskeid neem, weet ons dat God besig is om 'n feesmaal voor te berei. En uiteindelik gaan ons elkeen deel hê om aan hierdie feesmaaltafel van die Here te gaan aansit. Wanneer hy ons kom haal
om deel te hê aan sy ewige lewe. Broers en susters, familie, vriende, die evangelie in hierdie psalm is dat God se teenwoordigheid, dat sy goedheid en sy liefde en sy gasvryheid nooit van ons weggaan nie. Dit is vir ewig deel van ons lewe. Mag julle ook aan hierdie waarheid vashou en mag julle die voorspoed van vele feesmale saam met julle Herder beleef. Maar wanneer ons op 'n dag soos hierdie bymekaar is, mag julle juis ook ervaar dat die goeie Herder julle hier ontmoet. Dat hy julle vashou. Dat hy ook voor julle ma en ouma uitgestap het. Dat hy dit vir ons ook elkeen sal doen. Want hy sal oor ons die wag hou. En dan kan ons nie anders as om oortuigend te bely, saam met die 33 en die 53 vertaling, niks sal my ontbreek nie. Uiteindelik saam met die 83 vertaling, ek kom niks kort nie. En saam met die 2020 vertaling, ek sal geen gebrek ly nie. Nie terwyl ons hier nog ons lewe ook uiteindelik moet voltooi nie, maar beslis ook nie wanneer God ons kom haal om eendag by hom te wees nie. Mag julle in dit ook julle troos vind. Amen. Terwyl ons sit, kom ons bid saam. Almagtige Hemelse Vader, Here, dankie dat ons vandag U kan loof en prys. Kan dankie sê vir 92 jaar. Ja, Here, 92 jaar van Tannie Joey wat ook nie altyd net goed gegaan het nie. 92 jaar waar daar ook bekommernisse was. Waar daar hartseer was. Waar daar vrae was. Maar 92 jaar waar sy en haar kinders en almal ook kan getuig van God se liefde. God se sorg. God se genade. Ja, Here, al was hy ook hoe moeilik soms, dankie vir die ma, die ouma, die tannie, die vriendin wat sy was. Op elkeen van hulle lewe wat hier is vandag het sy 'n indruk gelaat. Here, wanneer ons so dink aan die herinneringe, dan kan ons nie anders as om die trane te voel rol nie. Ek bid dat U so naby aan oom Leon en Tannie Henriette, aan hulle kinders en hulle familie sal kom, hulle vriende, dat hulle U troos en U nabyheid nou meer as ooit tevore sal voel. Ja, Here, sodat hulle ook kan weet, al rol die trane, al is dit seer, lei hulle geen gebrek nie, want U hou hulle vas. U troos hulle. En ek bid dat hulle oë sal gerig hou, Here, dat wanneer hulle van hier af vorentoe beweeg, ook kan weet, maak nie saak wat die toekoms inhou vir hulle nie. U is reeds daar, en U sal ook daar aan hulle voorsien. Here, skenk ons U genade, en leer ons om elke dag uit hierdie genade te leef. Amen. Ek gaan die verrigtinge nou verder soos volg met U reël. Oom Leon en Tannie Henriette gaan hierna elkeen iets sê. En wanneer hulle klaar gepraat het, gaan ons na 'n liedjie luister. 'n Duitse liedjie soos ek verneem, maar daar is Engels ook in. Of ja, maar ons gaan luister na 'n liedjie wat op versoek gestuur is. So ons gaan daarna luister. Nadat ons na die liedjie geluister het, gaan ek vir ons die afskeidsformulier voorhou. En ons gaan saam met mekaar belydenis van geloof doen.
in 'n God wat steeds vir ons lief is, al is ons hartseer in hierdie tyd. Daarna gaan ek afbeweeg ondertoe en ons gaan die kussie uitvat, waarna u kan volg. Die muur van herinnering is net hier buite, so u kan as u buite kom of regsom beweeg of linksom. Maar ons is in die nuwe muurgedeelte, so dit is makliker om dalk regsom te beweeg dan soos daar by die nissie. Ons gaan dan die asplasing doen, waarna ons 'n gebed gaan doen en ek dan vir ons die seën daar gaan uitspreek ook. Na die tyd is u welkom om vir verversings. Daar's 2 maniere om daarby uit te kom. U kan reg deur die kerk terugkom en hierdie deur of die deur aan my regterkant sal oop wees vir u. Dan sal u deur die konsistorie gaan en sien die konsistorie deur is oop. Die ander manier is om reg om die kerk te stap by die waterverkope in en dan daar deur te gaan na die verversings toe. Ek weet nie wie van julle is eerste aan die woord nie, maar ek gaan vir julle so draai dat julle kan sien, hoor. Opgedraande moeder, jy het jou lewe met ons gedeel. Sy was 92 jaar, was sy deel as 'n moeder vir my. Vir die laaste 17 jaar was sy my moeder. 'n Wonderlike vrou, baie stil, baie opreg. Sy was 'n dame gewees wat altyd netjies aangetrek het. Want saam met my skoonpa Louis het sy 'n groot inbreuk gemaak in die gemeenskap hier in Witbank, waar hulle gewerk het. Sy was lank 'n koshuismoeder gewees van die Tegniese College. Sy was baie jare, was sy die hoof gewees van die invigilation van UNISA, waar sy baie UNISA studente gehelp het om hulle eksamens te skryf. Sy's 'n beleese vrou, sy was baie lief gewees vir haar blokkiesraaisels. En jy kon altyd vir haar iets gevra het en sy kon dadelik vir jou leiding gegee het. Vandag skenk God jou die ewige lewe. Jy het ons lief gehad. Sy het 2 wonderlike seuns gehad, waarvan sy 1 verloor het, wat vir haar baie hartseer was en moes aanpas. Sy het 3 pragtige kleinkinders, 2, Etienne woon in die Kaap, en kon ongelukkig nie hier wees vandag nie. Klein Deewald, ons sê altyd Klein Deewald, maar hy is ook al groot. Deewald is in Kanada, en in gedagte is hy hier, en hy het gevra vir die opname, so dis kom ons opname maak, dat ons vir hulle gaan stuur. En Marijke, sy is in Duitsland. Daar kyk sy vir ons. God het jou innig lief, jy het jou tyd aan ons afgestaan. As ons lees in die briefie, gaan elkeen van julle kan sien hoeveel tyd sy het altyd gebel. Sy was die mens wat ons op hoogte gehou het van die familie, want ons het nie altyd eers nommers gehad nie. Ons moes haar telefoon naslaan om baie mense se telefoonnommers te kry, om hulle in kennis te stel. Maar ouma, as jy by haar gekom het sy dadelik vir jou vertel, wat het in die familie gebeur, hoe gaan dit met elkeen, wat moet ons weet, wat mag ons nie weet nie. So sy het ons altyd bygebly. En sy was altyd daar vir die kleinkinders. Woensdae was dit milkshake en bologna daar, wat sy vir Marijke gaan haal by die skool. En vir haar kleinseuns het sy aan mekaar gebel en vir hulle raad gegee. Toe Dewald hier was, het hy kom kuier by ouma en toe vat hy vir ouma vir milkshake en 'n schnitzel waarvan sy altyd gehou het. Jou lig het hier vir ons geskyn. Nou is jy omring deur goddelike lig. Nou is jou aardse reis voltooi. Rustig in die ewige vreugde. Dankie julle.
Vandag wil ek namens die familie vir elkeen wat hier is dankie sê vir elke boodskap, oproep, WhatsApp boodskappe, Facebook boodskappe. Dankie daarvoor, ons waardeer. Graag wil ek ook die volgende instansies bedank. Eden Park se vroukeer wat so na ouma gekyk het die afgelope 3 jaar vir al hulle versorging wat hulle gedoen het. Vir Legacy ambulansdienste wat ouma moes ongevalle toe vat. En dan Cosmos Hospitaal en hulle personeel. So ook Niels Koekemoer en die funeral home wat dit met soveel deernis ons hanteer het. Goeie dankie Dominee Rita vir jou, vir nou die aand se besoek, die boodskap hier. Dit is 'n groot vertroosting vir ons. Dan is daar 'n paar persone wat ek regtig dankie wil sê, Marijke, Pieter, vir julle bystand. En Marijke wat al die tegniese goedjies daar aan die kant af gedoen het, die blaadjie ontwerp het. And Peter, for you as well, just for being here. Big thanks for that. En dan laastens, Henriette, vir jou dankie sê. Jy het ouma gedra deur 'n lang tyd. En toe sy in die hospitaal opgeneem is, was jy die hele tyd by haar. Tot sy dalk nie een is. En jy het hom met soveel liefde hanteer dan. Ek sê dit so weer kon doen. Ek sê weer baie dankie daarvoor. Ons gaan ouma se heen gaan, het skielik op ons afgekom, ons gaan haar mis. Maar ons is dankbaar vir die 92 jaar wat ons al kon ken het. En vir al die moeite wat sy met ons gehad het en die liefde wat sy vir ons gegee het, kon ons net dankie sê. Ja, ons gaan op Sondagmiddag as 'n cappuccino's mis by haar. Die so dingetjie wat ons altyd vir haar gevat het. Dit is nou verby, ons gaan dit mis. Maar ons weet waar sy nou is sy by waters waar daar rus is. Nou laastens wil ek net vir ons Hemelse Vader dankie sê vir die krag en die sterkte en die troost wat hy ons lewens ook gebring het en nog gaan bring. Dankie. Ek gaan goed, ons gaan dan na daai liedjie luister wat hulle vir ons gestuur het. Uns heute ist die Zeit zu gehen bestimmt, wie ein Blattl vom Wind, gehst zum Ursprung zurück als Kind. Wenn das Blut in deine Adern gefriert, bei der Herz auf Herz zum Schlagen und du auf wie zu die Engel fliegst, dann hab keine Angst und lass dich einfach tragen, weil es gibt was nach dem Leben. Du wirst schon sehen, einmal sehen wir uns wieder. Einmal schau ich auch von oben zu auf meine alten Tag, leg ich mich dankend nieder und mach für alle Zeiten meine Augen zu.
Was bleibt, ist die Erinnerung. Und schon langsam wird klar, dass nichts mehr ist, wie es war. Dann soll die Hoffnung auf ein Wiedersehen mir die Kraft in mein Herzschlag legen, um weiter zu leben. Einmal sehen wir uns wieder, einmal schau ich auch von oben zu auf meine alten Tag, leg ich mich dankend nieder und mach für alle Zeiten meine Augen zu. Ein Licht soll da leuchten bis in die Ewigkeit, zur Erinnerung an deine Lebenszeit. Einmal sehen wir uns wieder, einmal schau ich auch von oben zu auf meine alten Tag, leg ich mich dankend nieder und mach für alle Zeiten meine Augen zu. Auf meine alten Tag leg ich mich dankend nieder und mach für alle Zeiten meine Augen zu. Kom ons staan vir die afskeidsformulier. Waar ons nou afskeid neem van ons geliefde Joey Venter, hoef ons nie te treur soos hulle wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus Christus gesterf het, maar ook opgestaan het. So glo ons ook dat God saam met Jesus Christus die ontslapenis wat in hom glo, na hom toe sal neem. Dit is met hierdie hartseer dat ons afskeid neem van ons geliefde Joey Venter. Maar broers en susters, ons kan ook opnuut weer ons geloof in God bely. 'n God wat ons vashou en troos in hierdie tyd. En as u dit so voel, kan u saam met my in u hart bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ons glo in die Heilige Gees, ons glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.
Terwyl daar van ons dan nou weer orgelmusiek gespeel word, gaan ek afbeweeg, saam met oom Leon, hulle gaan ons eerste uitbeweeg na agter toe. U is ook welkom om ons te volg.